ek het die absolute voorreg vanoggend om bietjie met julle die woord te kan kom deel het. En daar was regtig net iets wat vir my uitgestaan het. Daar was iets wat ek net besef het dat daar 'n karaktereienskap van God is wat ons baie keer mis. En soos julle gesien het en soos wat Karel gesê het, is die tema Sticky God. En dit is so bietjie 'n weird naam vir 'n preek, Sticky God. Maar ek weet dat dit julle gaan bless, ek weet julle gaan iets vind in dit en dat dit regtig vir julle gaan sin maak. Toe ek oor dit begin dink het ek gedink dat eintlik waaroor dit gaan is die woord het gekom om te sê I have always and always will stick with you. En dit is die woord wat God vir my gegee het en ek het dit net gesien in my lewe, hoe God nog altyd by my was en nog altyd getrou was en nog altyd woord in my ingespreek het. En in tye wat ek het nie altyd gesien het of wat ek dit nie wou hê nie, kon ek as ek teruggekyk het, kon ek altyd gesien het hoe God altyd getrou was en by my was. En ek kry die beeld van hoe God in Jeremia sit, of in Jeremia is die skrif, waar God sê dat hy jou aan mekaar weef in die moederskoot, en hy dink aan jou nog voordat hy dit doen. En dit is in 1 Jeremia 5, waar hy net praat van hoe hy besig is om jou aan mekaar te sit, en hoe hy drome het vir jou lewe, en hoe hy klaar lewe oor jou spreek, nog voordat jy die daglig sien, is hy klaar besig om aan jou in te spreek. En die skrif waarop hierdie preek gebou is Deuteronomy 31 vers 11. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you. He will never forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. En die Here kom wys vir my en ek gaan reflekteer oor my hele lewe, waar ek nie altyd by God was en nie altyd aan God gedink het nie. Maar God kom toe ek 14 jaar oud was en ek en Marlies was saam in 'n skool, in 'n privaat skool gewees en die tannie wat die hoof was van die skool het altyd 'n prediker gekry om die jaar vir ons af te begin met gebed en net bietjie vir ons te begin met God die jaar af te skop. En dan kom ek prediker na ons skool toe en daar's 'n klas vol kinders en ek sit tussen daai kinders en hy praat met ons en hy deel woord en ek luister nie regtig nie want ek was een van daai rebelliese kinders. Ek het nie gedink ek hoef te luister nie. En op 'n stadium kyk hy vir my tussen al die kinders en hy sê jy gaan nog voor die Here praat en nog baie mense na die Here te lei. En op daai stadium begin my vriende lag langs my en ek gegil ook so half bietjie, maar nou is ek omkant gevang. Maar my vriende weet, ek is een van die stoutste ouens in die skool. Al wat ek op daai stadium oor geworry het is, waar drink ons hierdie naweek en hoe kom ons daar? En dis eintlik al waaroor ek geworry het. Maar iets kom stiek by my. En ek gaan na die tyd en ek dink daaraan, ek staan tussen my vriende, en een van my vriende wat in daai kring was, is nou oorlede, maar ons staan in daai vriendekring en ek vra vir hulle, dink julle hierdie ou is legit? En dis daai regte 2000 slang, jy weet, dis wat ek gepraat het toe ek 14 was, en ek sê van, dink julle hierdie ou is legit? En hulle sê vir my, yes Brandon, as jy die woord van God gaan verkondig, kan ons die pope word. En ons lag het af, maar iets van dit kom stiek by my. En ek gaan my hele lewe lank deur dat die wêreld inspraak het in my lewe. En sien partykeer kom sit mense goed by ons en mense kom hê inspraak in ons lewens en daai goeders kom stiek by ons. En ek wil gou 'n uitbeelding doen. Karel, kan jy gou hier voor kom staan by my? Dan moet ek net nie weer die mic neersit nie. Ha? Kort. Nee, ek grap, nie kort nie. Nee, grap. Nie kort nie. So mense kom en hulle kom sit, hulle kom sê goeders oor ons en hulle kom sê dat jy nie goed genoeg is nie. En sien in daai oomblik wat hulle vir jou sê jy is nie goed genoeg nie, kom plaas hulle twyfel in jou. En hulle sê vir jou
Jy is alleen, die wêreld is teen jou, en jy moet dit uitfigure op jou eie. Cowboys don't cry, figure it out. En dit kom isoleer jou, van ander mense af, en om inspraak te hê van 'n goeie mens af. Maar dit kom isoleer jou van dit af. En dan kom mense en hulle sê, jy het te veel sonde. En jy is sondag. Nie sondag nou nie, net sondag in die algemeen. En dit maak jou minder waardig. En laaste kom sê hulle vir jou, weet jy wat, soos wat my vriende gedoen het, gesê, jy is nie goed genoeg nie. Dis eintlik wat hulle vir my gesê het, hulle gesê het, ek kan nie die woord verkondig nie. En wat dit doen is, dadelik diskwalifiseer dit jou, in jou eie kop. En sien die ding is, mense het inspraak in jou lewe, en hierdie goed stiek saam met jou, dit bly by jou, en jy begin, het jy al ooit daai gesegde gehoor van, kyk na jou vriende en jy sien jouself? En sien, die ding is, mense het inspraak in jou lewe, en die inspraak wat hulle het, vorm jou karakter. En ek gaan deur my lewe, en ek het dog toe vir myself, wel, ek het nie God nodig nie, ek sal dit op my eie doen. Ek gaan dit net doen, en ek gaan dit uitfigure, en ek gaan goeders aan mekaar sit, en ek gaan my eie wil volg. En in 2013, op die ouderdom van 24, 25, gaan ek deur 'n rowwe tyd in my lewe. En ek verloor my besigheid, ek goed val uit mekaar uit, op daai stadium is dit chaos in my lewe. En my en Marliese huwelik is so op so 'n plek, dat ek vir haar sê, luister, ons gaan Desember, Januarie, gaan sien ek 'n prokureur, en ons gaan net aan met ons lewens. En dit is chaos. En die ding is, mense kom en staan net daar. Moenie jou sondes verloor nou nie. Okay, man. Die sondes nou ophou. En ek gaan deur my lewe, en op 'n stadium kom iemand in my lewe, wel, nie iemand kom in my lewe nie, maar die Here stuur iemand om my weer op 'n pad te bring, waar ek God kan ontmoet. En ek het altyd gedink, en ek het dalk al die storie vertel, dat daar 'n ou was in 'n kerk, 'n worship leader wat met my gepraat het, en met my weer so gepraat het, gesê, jy hardloop weg vir die Here, en die Here het gesê, moet na hom te hardloop. En ek het dog, hy is die persoon wat my weer op die pad gesit het, maar toe kom ek agter, dat gister in my voorbereiding, dat my vrou die een was, wat my weer na die Here toe gelei het. Want sonder haar, wat vir my gesê het, hoorie, so kom ons gaan net nog een keer kerk toe. Sonder daai sou ek nooit in die kerk gekom het, om die woord te hoor, om weer te weet dat ek die Here moet volg nie. En ek wil vir haar net so dankie sê vir dit, want dit het my lewe kom verander, dit het my op 'n plek gesit, waar mense weer waarde in my lewe kon inspreek, en die leuns van die vyand oor my lewe kon breek. En sien, so nou het ons hierdie leuns, wat die duiwel op ons kom sit, maar sien, mense kom en hulle kom breek daai leuns met skrif. Jy is nie goed genoeg nie. 2 Corinthians 12:19 says, my grace is sufficient for you, for my power is made whole through your weakness. En sien, daai skrif kom vat die twyfel weg, en dit sit daai skrif op my lewe. Daai moet jy val nie hom vas. Hou vas jou sonde. En daai skrif kon kanselleer dit oor my lewe. En ek vind genesing dat ek nie meer twyfel in myself nie. En jy is alleen, dit is die skrif wat ons nou gesien het, Deuteronomy 31 vers 8 sê, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you. He will never forsake you. En dit kom breek weer die leuen oor my lewe. En as die ander skrif is, jy is sondag. En hierdie is my so mooi toe ek het voorberei het. Dit sê hierso in Isaiah 1:18 sê dit, though your sins were like scarlet, they shall be white as snow. Though you are red like crimson, they shall be white as wool. En ek kom sê, daai skrif op my lewe, ek kom agter dat ek nie meer so sondig is nie. Ek kom agter dat ek nie meer, dat daar sonde in my lewe is, ja,
Maar die Here kom verander my gedagtes, hy kom gewas my gedagtes skoon om vir my te sê, jy het nie meer sonde nie, want ek het iets aan die kruis kom doen. En laaste is die leen van, jy is nie meer goed genoeg nie. Jy kyk altyd na ander mense en jy compare jouself en partykeer kyk ek vir Henny en ek dink vir myself, yes, Henny, ek weet nie hoe kan hy net hier opkom en net dit doen nie. En dan compare jy jouself met mense en die duiwel kom en sê, ja, jy is nie goed genoeg nie. En nou kom 'n skrif en die Here kom gee vir my hierdie en dit is vir my so mooi. Efesiërs 2:10 sê, for we are God's masterpiece, created in Christ Jesus for good works. En julle, ek dink net, ek gaan sit gister en ek dink vir myself, die Here wat die hemel en die aarde geskaap het, as jy op 'n plek is in 'n jagterrein en jy kyk op na die sterre en jy sien al daai mooi sterre, en jy sien wat God gemaak het, jy kyk na die see, jy kyk na 'n waterval en jy dink, dit is awesome, rowend mooi. En die Here sê, jy is sy masterpiece. En gewoonlik as dit 'n masterpiece is dit iets waar jy op die trotste is. Soos iemand, daai ou, ek kan nie onthou wat sy naam is nie, Leonardo da Vinci wat die Mona Lisa geverf het. Hy sê, daai is sy masterpiece. En die Here sê, jy is sy masterpiece. Dankie Karel, jy kan maar jou waarde saam met jou vat hoor, dankie. En dan kom mense en hulle praat skrif in my lewe in en ek kom op 'n punt waar ek weer waardig voel, waar ek weer voel, Jessie, ek kan hierdie doen en ons is raak vuur en vlam vir die Here en op 'n stadium doen ons goed saam met die kerk en ons begin net weer ons lewe op trek kry. En op 'n stadium sit ek by die Here en ek sê vir die Here, okay, maar wat nou? Wat nou? En die Here stuur iemand in my lewe in. En die Here stuur vir my ou met die naam Hein. En Hein is 'n ou wat saam met my gewerk het, saam in die telecoms en Hein was 'n amazing persoon. Hy was so liefdevol. Is my tipe mens, hou verskriklik baie van drukkies. En ons is net vriende, van die get-go af klik ons net. En Hein is een van daai ouens, as hy sal hande 4 voet op die grond gaan staan, dat jy op sy rug kan klim, dat jy aan die ander kant van die muur kan sien, hy is daai tipe ou. En ek vind net so aanklank met hierdie ou, en naderhand is ek so vuur en vlam, en ek wil hom net van die Here vertel, en ek sê vir hom, ek vertel hom oor hierdie Here, wat my lewe kom red het, wat die waarheid oor my kom spreek het, wat my lewe kom verander het. En Hein kyk so vir my, en ek kan sien, hy het hierdie sagte manier in sy oë. Hy luister, maar hy luister ook nie meer eintlik nie. Maar hy wil nie wegkyk nie, want dan dink hy nou, nee, hy wil nie lelik wees nie, so hy wil nie wegkyk nie. En hy laat my hele ding doen, en ek praat met hom, en op 'n stadium kyk hy met hierdie liefde in sy oë vir my, en hy sê vir my, Brandon, my boetie, ek is verskriklik lief vir jou. Maar ek glo nie in hierdie God, wat jy in glo nie. En ek dink nie ooit ek sal nie. Ek het net nog nooit hierdie God gesien nie, en ek glo net nie in hom nie. En op daai stadium is ek regtig, ek is nie kwaad vir hom. Ek is kwaad omdat ek weet nie hoekom nie, hy's so 'n goeie mens, hy's letterlik die rolmodel van wat 'n Christen moet wees, maar hy glo net nie in die Here nie. En ek dink vir myself, hoe is dit moontlik? En ek gaan praat met die Here, ek sê vir die Here, wat kan ek doen? Wat kan ek doen om hierdie ou te oortuig? En die Here sê, weet net my karaktereienskap and stick with him. En hy sê vir my, Brandon, ek wil nie ons vriendskap met een van daai vriendskappe wees waar as ek iets doen en dan preek jy vir my en hy sê ek mag nie drink nie, mag nie rook nie. En ek wil net hê ons met vriende wees, ons is buddies, ons is lief vir mekaar en dit is wat ek wil hê. En ek sê vir hom, okay, nee, dit is 100%, dit is great. Ons gaan aan en die meantime spreek ek heeltyd woord oor hom, sonder dat hy dit agterkom. Ek sê vir hom hoe goed hy is, en sê vir hom, jy gaan 'n amazing dag vandag hê, en ek bly net, en ek stiek net by hom. En so 'n paar weke later, omtrent 'n maand later, bel hy my een dag, en ek hoor net hoe hy huil. En ek sê vir hom, my buddy, wat's fout, wat gaan aan, wat het gebeur, praat met my. En hy sê vir my, brother, ek wil nie meer nie. Ek sê, ek wil nie meer aangaan nie, ek sit hier op 'n kombuistafel,
Ek kyk nou al vir 'n uur lank vir 'n blik pille. En hy sê, ek kan dit nie meer nie. Hy sê, my vrou verloor, ek het my kinders verloor, my werk verloor. Hy sê, ek wil nie meer aangaan nie. En hy sê vir my, terwyl hy vir hierdie pille sit en staar, kom dit net die hele tyd by hom op, bel vir Brandon. En ek begin toe met hom praat en nou weet ek kan nie vir hom sê, yes, weet jy wat, die Here is lief vir jou, ons 'n plan vir jou lewe, God gaan dit 'n deurbraak bring. Nou weet ek kan nie dit doen nie. Want ek weet hy het klaar met my hierdie gesprek gehad en ek bemoedig hom net. Ek sê vir hom, Hein, jy gaan alright wees, ou. Ek is saam met jou. Ek gaan saam met jou die pad stap. Ons gaan deurdruk. Ons gaan hierdie ding doen. En ons praat vir 2 ure lank en 5 minute voor middernag sê ek vir my, en dis amper 'n nuwe dag. En ek wil hierdie nuwe dag saam met jou ingaan. En ek wil oor jou spreek dat dit 'n goeie dag gaan wees. Dat jy nie teenkanting gaan kry nie, dat daar iets gaan wees wat jou gaan bless. En ek begin net met hom praat en op 'n stadium sê hy vir my, Jessie Brand, ek dink ek gaan alright wees. Hy sê vir my, ek gaan nou gaan slaap, ek sal jou die later bel en ek sê toe vir hom is reg, sodra jy wakker word, gee my lykie, laat ek net weet jy's okay. En hy het my toe nie gebel nie. Ek moes hom 6 keer bel en eventually het hy opgetel, maar hy het gelukkig opgetel. En dit kom op 'n punt waar ons net oor die Here praat, of nie oor die Here praat, waar ons net bly praat en ons bly kommunikeer. En hy kom na my toe en hy sê vir my, Brand, ek het hierdie nuwe series wat ek wil begin kyk en dis vir my altyd so funny hoe die Here met mense wat nie in die God glo nie, 'n wêreldse ding gebruik om hulle na God toe te bring. En hy sê vir my, hoor, ek het hierdie series, ek het Vikings wat ek begin kyk, en sal jy dit saam met my begin kyk? En ek dink vir myself, wees Vikings, ek weet nou nie hoe goed gaan dit wees vir my konstitusie nie, maar ek sê vir ons reg, ek gaan Vikings saam met jou kyk, en ons begin Vikings saam kyk, en julle, dit is wreed. Dit is hierdie Vikings wat mense se lande oorvat en hulle verslaan en hulle is hierdie tipe mense wat nie bang is vir die dood nie. In eintlik 'n feit revel hulle in die dood want hulle sê as hulle doodgaan dan is hulle by hulle God en hulle is net hierdie mense. En ons kyk hierdie ding en ek en hy vind verskriklik aanklank en ons praat daaroor en ons gesels daaroor. En op 'n stadium in hierdie Vikings gaan hulle en hulle gaan ryde land en hulle vang hierdie ou. Hulle sit hom op hulle skip en hulle vat hom terug na hulle land toe. En Ragnar Lothbrok is die koning van al die Vikings en op daai stadium vang hulle hierdie ou en hulle vang hom en sy naam is Athelstan. En dit kom toe uit dat hierdie ou 'n Christen is. En hy is eintlik 'n priester van 'n kerk wat hulle gevang het. En Ragnar vind toe uit dat hy God dien en hy sê toe vir hierdie ou, hy moet in die varkhokke werk en hy moet hierdie goeders doen en hy probeer hom die heeltyd verneder. En op 'n stadium kom dit en Ragnar raak kwaad want hy kan hierdie ou net nie vernederd gekry nie, want hy doen alles met so servant hart en hy gaan net die heeltyd en hy doen net die heeltyd wat hy vir hom sê en hy luister net en op 'n stadium raak Ragnar en al hierdie Vikings kwaad en hulle sê okay, sharp. En hulle verduidelik vir hom al die maniere hoe hulle mense doodmaak. En hulle noem dit the spread eagle, is waar hulle jou aan 'n post vasmaak en hulle sny jou rug op en hulle vleg jou oop van agter af. En hulle sê vir hom, hulle gaan dit met hom doen as hy nie sy God verloon nie. En hy sê vir hulle, ek sal 'n martyr word vir my God. Ek sal nie my God verloon nie. Al kom 100 van julle en hulle probeer my doodmaak, ek sal nie my God verloon nie. En hy vind soveel admiration vir hierdie ou. En hy dink dit vir homself, hierdie ou is nie bang vir die dood nie. En hy begin vriende maak met hierdie ou en hulle word toe maatjies en hy naderhand protect hy verdedig hierdie Athelstan teen sy eie mense. Om te sê, luister, julle sal nie aan hierdie ou raak nie, hy's onder my protection, hy's my vriend, julle sal nie aan hom vat nie. En julle op 'n stadium bel ek vir Hein en ek sê vir Hein, luister jy Hein, kyk jy nog hierdie? En hy sê vir my, nee, hy het so rukkie terug opgehou kyk. En ek kyk dit, want ek wil nou sien wat gebeur met hierdie Christen in hierdie movie. En hy het al opgehou kyk. En op 'n stadium maak hulle hom dood. Hulle maak vir Athelstan dood. En julle, ek het 'n klein snippet gevat uit hierdie ding uit. Net om vir julle te wys hoe God mense gebruik. God gebruik my en jou wat hier sit
om mense tot op 'n plek te kry, om mense God te wys, hoe ons saam met hulle steek, om mense by die Here uit te kry. Ons is die voertuig wat mense na die Here toe lei. En ek wil julle gou hierdie snippet wys. Ek vat 'n snippet van hierdie ding, ek stuur dit vir haar en ek sê vir haar en my brother, ek is verskriklik lief vir jou. Maar ek hoop en bid dat eendag dat die Here my en jou net by die hekke van die hemel mekaar weer sal laat sien. En dit is my gebed vir jou. En ek voice nou dit vir hom en ek stuur toe hierdie video vir hom. Kom ons kyk gou hierdie video saam. I never knew what a martyr was. I still don't. You're a brave man, Athelstan. I always respected you for that. You taught me so much. You saw yourself as weak and conflicted, but to me, you were fearless because you dared to question. Why did you have to die? We had so much more to talk about. I always believed that death is a fate far better than life, for you will be reunited with lost loved ones. We will never meet again, my friend. I have a feeling that your God might object to me visiting you in heaven. What am I to do now? I hate you for leaving me. I ache from your loss. There is nothing that can console me now. I am changed. So are you. How much treasure do you want to lift the siege and go away? £5,730 livres en oranje argent. 5,760 pounds in gold and silver? He urges you to accept the offer. Reinforcements are on their way to Paris. Tell him I know that no one is coming to save him. C'est bien qu'il n'a d'autre pour vos secondaires. And the offer is not enough. There is something I also seek that has no tangible worth, but to me is more precious. Tu vas faire bien richesse pardonnable. I want to be baptized. And when I die, I want to be reunited with my Christian friend, who happens to be in your heaven. Afin que le paradis alors puisse pour son ami chrétien retrouver. Un infâme la Dieu siras, non le paradis. He says you will go to hell, not heaven. That is not your decision to make. De sacrament ordonné voor ons. They will make arrangements for the ceremony. This is a man of God, is it not? And this is water. Am I wrong? You will do it here, and you will do it now. Deus tout create, tie le terra feast. Descon on cesse Dio vos metreit, moed seret amen. So vir Ragnar Lothbrok, een van die grootste koning Vikings in die wêreld, is hierdie soos 'n dis onder 'n klap in die gesig vir Vikings.
En deur 'n vriend wat vir hom gewys het wie Christus is, deur 'n vriend wat hom gewys het hoe om by die Here uit te kom, gaan hy en hy verander sy hele lewe. En ek wil vir julle sê dat dit is wat kerk is, dit is wat ons is, dit is wat ons supposed is om te doen, soos wat Athelstan saam met Ragnar gestiek het, en soos wat ek saam met Hein gestiek het. Is dit ons plig, is dit ons roeping om saam met mense te stiek en nie vir mense te vertel wie God is nie. Want ek het aan die begin vir Hein vertel wie God was en hy wou niks geweet het van God. Maar deur om vir hom te gewys het wie God is, deur om 'n pad saam met hom te gestap het God sy hart oopgemaak teenoor my. Hein bel my 2 weke nadat ek hierdie video vir hom gestuur het. Hy sê niks vir my vir 2 weke lank nie. Hy bel my 2 weke na hierdie video vir hom gestuur het. Hy sê vir my, kan ek jou kom sien? Ek sê ja, kan my kom sien. Hy kom na my ma se huis toe en ek en hy sit en praat om 'n vuur en hy sê vir my, Brian, ek wil weet, as ek my hart vir die Here gee, dink jy die Here sal toelaat dat ek en jy mekaar weer in die hemel sien? En dis een van die grootste voorregte wat ek het in my lewe amper, om te weet dat net om deur saam met iemand te gestiek het, gaan hy in die hemel wees. En ek bid saam met hom en ons lei hom na die Here toe en hy vra my wat die volgende stap is, sê ons moet jou laat doop en ja, ons doen toe alles en dit was net vir my so groot voorreg. Daar was 'n ywer in my hart om te sien dat iemand in die hemel kom. En ek wil vanoggend saam met julle bid. Ek wil vir 2 goeders bid. Ek wil eers bid dat daar nie meer leuns in ons lewe sal wees wat die vyand daar kom sit het nie. Want dit diskwalifiseer ons om te dink dat ons mense na die Here toe kan lei. En dan tweedens wil ek bid dat daar ywer, 'n vuur in elke een wat hier sit, se hart sal wakker word. Om te wil sien hoe mense saam met ons in die hemel ingaan. So kom ons bid gou saam. Vader, ons dankie. Ons dankie vir die absolute voorreg wat ons het om U voertuig te wees. Ons dankie dat U ons gebruik, dat ons U meesterstuk is, Vader, wat U op aarde wil gebruik om mense by U uit te kry. En Vader, mag U eer ons nie toekom nie, mag ons net die pyltjie wees wat wys na Christus toe. En Vader, ek dank U. Ek dank U dat U ons volmaak geskape het om hierdie werk te kan doen. Vader, ek wil kom elke leuen wat die vyand het, kom bind oor mense. Vader, dat daar geen leuen een persoon hier sal terughou om die mandaat uit te leef wat U oor ons gespreek het, nog voor U ons in ons moederskoop saamgeweef het nie. Vader, ek dank U vir U liefde, U goedheid en U guns oor ons lewens. In Jesus Christus naam. Amen. Faithfulness has walked beside me.